Goeiemôre julle almal. Ek hoop dit gaan goed met julle almal. Soos meeste van julle weet, was ek in die hospitaal as gevolg van 'n hartaanval. En danksy die Here is ek nog steeds hierso. Maar ek voel ek gaan hierdie met julle deel want ek voel meer mense stil bly, hoe meer mense gaan skade aangedoen word. En dit is nie regverdig nie. Jy weet, ons het hospitale vir redes. En as jy in 'n hospitaal werk, moet jy daar werk as gevolg van jy wil daar werk, want jy het 'n liefde vir jou werk, nie omdat jy moet nie. Maar needless to say, maandagmiddag het ek gesê vir Megan, ek voel al heel week nie okay nie. Kan asseblief gou 'n dokter toe gaan, ons net gou check wat aangaan. So vat my dokter toe. Dokter doen 'n EKG en tel op nog ons redelik ernstig. Nog ons ernstig en sy skryf met spoed 'n referral letter vir my om hospitaal toe te gaan want my hart is nie reg nie, ons fout in my hart nie. Vat my brief, Megan jaag met my Steve Biko toe. Want ek hoor Steve Biko die beste professors vir alles en hulle het masjiene om jou harte te toets. En om medies te hê, deesdae is dit om soos 'n 800 slaapkamer huis te huur, maar needless to say. Kom by Steve Biko. Kom by voor betaal en ek sê vir die dokter, hier is ons referral letter, hier is ons EKG. Ek is 'n noodgeval, kan hulle help. Die dokter vat my referral letter so. En sy lag kliphard, sy lag vir dit, en sy kyk vir hierdie en sy lag kliphard, asof dit nou 'n broerse grap is. Sy sê vir die suster, Lukie, dit is snaaks, maar nie eintlik snaaks nie, maar 'n kort sentens wat ek nou ingeboek moet word, dis nou vir haar broerse grap hierdie. Maar ander woorde, na die groot joke, kry ek nou my ticket om in te gaan. Sit en wag vir hoe lank, en ek sê nou vir Megan, ek gaan nie hier doodgaan nie, ek sê, jammer, vat my huis toe. Gaan huis toe, sonder om uit te teken, want hulle is besig. Ek moet sê hulle is besig. Volgende oggend word wakker, ek sê vir my, ons probeer weer ons met hospitaal toe gaan, want ek voel my einde is nou hierso, né? Ek is naby om uit te gaan nou. Ja, terug Steve Biko toe. Kom daar met die ambulans en die enigste dokter wat vir my geslag het met my referral letter. Die enigste dokter wat my onthou het van gister. Ek sê, ja, ek onthou haar van gister. Nou is hulle almal moedig vir my, want hulle het kak gekry, want ek nie uitgeteken het nie. Maar hulle mis die punt van die volken saak, want my hart is besig om volken te gaan staan. So hulle hanteer jou klas as kak, basically. Hulle hanteer jou soos asof jy nou net 'n volk omgee. Maar in ander woorde, na battle, ek sit en staan op, ek sê vir Megan, is nou tyd, ek's nou verby, het gaan nou gebeur. En die sweet tap, en ek val in mekaar. En Megan skree vir die suster, wat haar by voortbetaal, kry asseblief die dokter, ek kort hulp. Suster staan so. Staan so en kyk vir my. Sy sê, ja, I can see she's not fine. Maar doen niks. Staan net so en kyk vir my, terwyl ek hartaanval kry. Op die einde toe, selfde dokter wat vir my referral letter gelag het, is die eindstene wat op die einde my lewe toe nog gered het. Jaag met my in die saal, jaag met pille, bloed en alles toets. Die EKG is nog steeds nie reg nie, doen so na. Dan sien ek sy reg nie, maar ja, finally, kry hulle alles onder beheer, en hier is ons nou. Wat ek eintlik wil sê julle is, ek weet nie wat daar aangaan nie, maar dit is fucking onregverdig om deur so iets te gaan. Die manier hoe Steve Biko se staf jou hanteer is fucking onregverdig. Hulle gamble met jou lewe. Vir hulle is dit 'n moeilike joke. By dieselfde dokter wat my gehelp het 'n nurse gevra om my drip in te sit. Nou sy is weg, want ek is nou gestabiliseer. Nou hy sit aan my drip opgesit het, want my glucose en my yster en my kalsiumvlakke is te laag. My op die drip daar om alles weer normaal te kry. Sy sê raar vir Megan, yeah, I'm tired now, I'm hungry, I didn't even have lunch, terwyl ek net daar so lê en Megan is uit haar val uit, want ek het so pas amper dood gegaan vir haar oor. Megan sê, laat Megan ons rugsak het piesang in, want ek eet piesangs. My lunch vir haar vir die fucking suster te gee, om dankie te sê dat sy my fucking lewe gered het. So, en dan moet Megan, om daar te wees, bribe die security om haar daar te hê, waar sy eintlik nie fucking reg het om daar te wees.
Julle, hoe is dit professioneel? Huh? Ek lê daar so by ICU en een sis ek sê my bors is seer, julle. En dan net die bestry te voel het. Wat se belt? Maak so, en dan ruk jy dit so heeltyd, aanhoudend en los, ruk, los, dis hard en vol. Dis hoe het voel. Na die tyd as jy hele luister, jy is moeg, jy is pap, jy is seer, jy is lam. Sê vir sister, ek het seer, ek kan net iets kry om te slaap, seer, heeltyd. Bokkel, sy kyk vir my, maar sy lê so teen die kas, op haar foon, en kan ek sien, sy is besig met die game te speel. Sy is besig om met die game te sê vir my in my gesig, you are lying to me. Sê sy nou vir my, wat so pas amper ook in dood gaan, you lying to me. Huh? Is dit nou die sister wat nou almal daar moet check? Julle, hoe the fuck is dit reg? Huh? Maar in ander woorde, is nog nie klaar ja so fucking baie, julle. Ek word eventually na 2 dae transport na die ward toe. Nou lê ek daar en wag vir my toetse. Nou moet hulle nog bloedtoetse doen. Ek moet gaan vir stresstest en al die goedjies. Ek kom daar so. Maar die fucking ander sister gee my die kombers en die lakens so vir my en sê, "Hey, kom make your bed." Ek moet nou my eie bed daar in die hospitaal gemaak om te gaan lê. Huh? Dit is nou van die sister af, by ward nommer 9.2, Steve Beaker. Maak jy eie bed op, maar hy's pap, hy's fucked up, hy's moeg, hy's siek, hy's nie lekker nie. Maak daar bed, maak jy bed, jy wil gaan lê. Maar anyway, was so baie om te sê, maar ek het so welke min tyd. Julle, dit is so horrible. Daar so. Horrible. Baie mense sê vir my vrou Megan en sê vir my, wees net nice met hulle, anders word jy nie gehelp nie. Hulle hanteer jou soos kak. Nou wat dit nog heeltyd was net nice. Maar jy word nog steeds soos kak gehanteer. Hoekom is dit, julle? Hoekom is dit? Wat hulle ook nie verstaan nie, ek verstaan hulle taal, ek weet wel, ek kan dit nie praat nie, maar ek verstaan, ek snap wat hulle sê. Hulle sê vir jou duidelik, don't help the white people at night. Night shift, jy word nie gehelp nie. In jou file doen hulle report 5 uur in die oggende. Een oggend het ek nie geslaap nie, ek was wakker. Ek was seer, en ek het vir hulle gesê asseblief my dokter, ek het seer. Kan niks my gee nie, my dokter is nou huis toe, en die on-call dokter, ek weet nie waar was hy nie, sit seker in die kantoor en kyk movies. Ja, en wakker en nie geslaap nie. Volgende oggend die ander dokters kom en dan lees hulle jou files en vra hulle ons, hoe gaan dit? Nee, ek sê vir hulle, ek het ook 'n moeilike aand gehad, ek het seer en niks word gedoen nie. Maar dan in die files het sisters geskryf, rustige aand, she had a good night. Sê, fucking lieg. Hulle lieg. Want ek het nie 'n rustige aand gehad nie, hulle lieg mos dan nou. Maar anyway, eerste van al, so my dokter vir ons hospitaal toe gaan, het Megan gesê, gee hierdie EKG direk in die dokters hand. Hulle moet dit sien. Nie een dokter het my vrou gesien nie. Nie een dokter het enig van my mense gekontak nie. Nie een dokter het met my gepraat wat aangaan. Nie een dokter van my privaat dokter se EKG na fucking Steve Beaker. Steve Beaker se EKG sien. Ook ek normaal. Ek het hierdie goed gevat en na dit gekyk. Nie een nie. Maar in ander woorde, die een aand, ek het 2 dokters. Sy vra vir my, ek moet asseblief my medical history kry van my vorige hartaanval toe ek 22 was. Ek kry dit toe, en ek sy gaan terugkom na my toe. Nou weet ek, as dit 'n splinter nuwe dokter, het seker vast uit 'n nuwe boks uit, seker 'n student. Nou sy besig om my te diagnoseer vir ek weet nie wat nie. Stuur my vir 'n stresstest. Ek kom terug uit die saal uit, Megan is daar. Hy was nog skaars my sweet afgevee. Hier is my discharge voor. Diagnosis negative. Weet jy wat skryf hulle vir my voor? Benados. Sê, vat maar 6 benados elke dag, jy sal fyn wees. There you go, gaan huis toe.
Nie een dokter het my gesien nie, nie een dokter het gebel nie, nie een dokter het my familie, my vrou, enigiemand gelaat weet wat gaan aan, wat is die volgende stap, wat is die probleem nie. Hulle het fokol gedoen nie. En dis Steve Biko. Maar ja, hier sit ons, met die Here se genade dat ek nog hier is. Ek het absoluut niks goed om te sê daarvan nie. En al wat ek kan sê is Steve Biko, ek gaan nie ophou nie. Ek gaan nie ophou nie, al moet ek my laaste geld uit my rekening vat en hierdie video oor en oor post. Gaan julle van ons hoor. Want dit gaan nie van hier af bly nie, dit gaan nie hier bly nie. Want ek het gesien hoe word die mense gehanteer, ek het gesien hoe word ek gehanteer. Nou, klaar amper dood in die oor gestaar het, julle gestaan en lag my goed. So ek hoop julle onthou hierdie, ek hoop julle onthou hierdie Superman, ek hoop julle onthou die disrespect wat julle het vir my seksualiteit, wat die hele tyd vir my kan sê, ja, your husband, dis 'n mouse grap vir hulle, dat ek getroud is met 'n vrou. Your husband, dat ek naderhand vir jy sit en gesê, if you can't respect my marriage, don't talk to me, because you can see she's my wife. Wil jy my dokumente sien, ek is getroud met haar. Ek is nie jou chommie nie. Ek is nie jou maatjie nie. Ek is nie 'n fotograaf nie. Ek is hier, want ek is siek. Jy stap so in, en dan stap jy nog sieker uit haar. Maar is reg. Julle, vir almal daar in Steve Biko, kyk, daar is residente, ek weet nie of hulle in fucking season 1, episode 15 van Grey's Anatomy is nie, maar dit is fucking terrible. Dit is nie okay nie. Glad nie okay nie. Maar julle sal vir my hoor.